Die Bybel sê ook dat God die diere beveel het om na Noag in die ark te gaan. So Noag het nie nodig gehad om hulle aan te jaag nie. Lees saam met my. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, en van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. So waar was Noag op daardie stadium? Hy was binne in die ark. Dit beteken dat God ten volle in beheer was met die uitkies en versameling van die diere vir die ark. Noag het moontlik selfs in voorbereiding vir die vloed eers 'n diereversameling opgebou, waarna God die diere beveel het om in die ark in te gaan. Dit sou nogal voordelig gewees het om die diere eers aan te hou, want sulke diere is meer gewoond aan mense en daarom ook makliker om te hanteer. Diere in die dieretyd is byvoorbeeld baie meer gewoond aan mense as diere in die wildtyd. Op hierdie manier kon Noag die diere fyn dophou en enige swak of siek diere identifiseer en met gesonde en sterk diere vervang. As ons Genesis 7 vers 22 weer deeglik lees, dan is dit duidelik dat God nie vir Noag gesê het om een paar van elke soort dier wat op die aarde bestaan in die ark in te neem nie, maar slegs die landdiere en die vleiende diere wat lug inasem deur neusgate. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het. Dit sluit insekte uit, omdat hulle nie deur neusgate asemhaal nie. Het jy al ooit 'n by met 'n paar neusgate gesien? Nee, hulle haal asem deur dun pypies in hulle eksterne skelet. En verder, slegs die oorspronklike soorte was in die ark, nie elke liewe spesie, subspesie en variasie van vandag nie.